Redders van die trein. Pieter was die eerste een wat dit raak gesing het. Kyk daar, sê hy stadig en wys na die bome langs die spoorweg. Daardie bome, hulle beweeg. Bobby frons. Bome beweeg altyd as dit waai, sê sy. Nie so nie, antwoord Pieter. Hulle beweeg saam. Dis asof die hele stuk grond loop. Die 3 kinders kyk stip. Die bome beweeg inderdaad, nie net in die wind nie. Dit lyk asof die grond onder hulle stadig afskuif. Dit beweeg, roep Bobby. O, kyk, al die bome beweeg. Dit lyk soos die woud in Macbeth, sê sy opgewonde. Dis magie, fluister Phyllis asemloos. Ek het altyd geweet hierdie spoorlyn is betower. Vir 'n oomblik staan hulle stil en kyk. Dan begin klein klippies loskom. Die klippe rol af en ratel op die spoorlyn onder hulle. Wat is dit? O, wat is dit? Vra Phyllis angstig. Dis te magies vir my. Ek hou nie daarvan nie. Kom ons gaan huis toe. Maar Bobby en Pieter hou styf vas aan die reëling en kyk verder. Phyllis bly toe ook, al is sy bang. Skielik skuif 'n groot rots vorentoe. Die bome stop vir 'n oomblik, asof hulle huiwer en toe, met 'n groot geraas, gly rots, bome en grond af teen die kant van die spoorlyn. Boom! Alles val op die spoor. 'n Groot stofwolk trek in die lug. Dit kom alles af, probeer Pieter sê, maar sy stem bewe. Bobby sluk. Die trein, roep sy. Die trein gaan hier verbykom. Pieter kyk vinnig op sy horlosie. Die 11:29 trein het nog nie verbygegaan nie, sê hy ernstig. As ons niks doen nie, gaan daar 'n verskriklike ongeluk wees. Kom ons hardloop stasie toe, sê Bobby. Pieter skud sy kop. Dis te ver. Dis 2 myl weg. Daar is nie genoeg tyd nie. Kom ons nie die telegraafdrade gebruik nie, stel Phyllis voor. Miskien kan ons iets aan die drade doen. Ons weet nie hoe nie, antwoord Pieter. En al het ons, dit sal nie help nie. Hulle staan vir 'n oomblik stil. Toe sê Pieter stadig. As ons net iets rooi gehad het. Rooi? Vra Bobby. Ja, sê Pieter. As ons rooi vlae kan waai, sal die trein weet om te stop. Maar ons het niks rooi nie, sê Phyllis moedeloos. Toe stop sy skielik. Wag, sê sy stadig. Ons het rooi flanel onderrokke aan. Bobby se oë rek groot. Dis reg. Hulle is rooi. Jy gaan hulle skeer? Vra Phyllis geskok. Ja, sê Bobby. As ons nie die trein stop nie, kan mense doodgaan. Dis belangriker as klere. Pieter sê ferm. Maak dit gou. Bobby trek haar onderrok uit en skeer dit in stukke. Phyllis doen dieselfde, al bewe haar hande. Pieter skeer elke stuk verder. Nou het ons 6 vlae, sê hy. Ons het net 'n paar minute oor. Hulle hardloop langs die spoorlyn tot by die draai. Pieter ly, maar die meisies bly naby. Hulle is moeg, warm en bang, maar hulle hou aan hardloop. Hier, sê Pieter. Die trein sal ons hier sien. Hulle maak die rooi vlae vas aan die stokke en staan gereed. Is julle reg? Vra Bobby. Phyllis klik. Ja, kom ons red die trein. En daar met hulle rooi